Vriende, die spreekwoord die ongelowige Thomas. Dink jy dit is regtig so dat Thomas die groot ongelowige was? Kyk vanmôre. Vriende, baie welkom by die erediens van NG De Rein Park. Ja, ons is na die tyd so tussen die hemelvaart van die Here Jesus Christus en sy kruisiging, daai 40 dae wat ons altyd sommer net weer fokus op daai besondere tyd waar Jesus moeite gedoen het om hulle wat aan hom behoort en sy disippels net weer te laat verstaan en te laat glo dat hy werklik uit die dood uit opgestaan het. Nou, ons staan vanmôre stil by die kleurryke karakter van Thomas en ek glo, as ek nou vir jou vra, wat weet jy van Thomas en waar wil jy sê, het jy hom al raak gelees in die Bybel, sal die meeste mense waarskynlik vanmôre sê, wel, ek het Thomas nog net een keer raak gelees en is daai keer toe hy vir die Here gesê het, ek glo nie, laat ek voel. Wys my jou hand, laat ek voel aan jou sy. Anders sal ek nie glo dat jy die dood uit opgestaan het nie. Maar in die Johannes Evangelie is Thomas eintlik 'n veel kleurryke karakter as wat ons dink. En ek gaan nou vanmôre vir julle wys hoe Johannes eintlik op 'n baie kunstige manier die karakter Thomas gebruik om sy storie te vertel. Maar ek gaan eers nou die stukkie lees van die Here Jesus hierso teen die einde, wanneer hy juist nou oor met Thomas praat, dan sal ek vir julle die ander gedeeltes uitwys. Ons lees hier in Johannes hoofstuk 20, dis nadat die Here eerste keer aan die 8 ander disippels verskyn het, dan staan hierso 8 dae later, was Jesus se disippels weer by mekaar, en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. En toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie voor die disippels gedoen, maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Nou vriende, voor ons nou teruggaan net na Jakobus toe, dit is baie belangrik om raak te sien hierdie laaste stukkie wat Johannes in hierdie evangelie skryf. Onthou, Johannes skryf sy evangelie min of meer in 90 na Christus, dit gaan swaar met die kerk, hy is waarskynlik 'n gevangene daar op die eiland en hy kan maar net aan hulle skryf, hy is 'n ou man en hy sien hoe swaar kry die kerk onder die onderdrukking van verskillende groepe, onder andere die Jode en die Romeine en almal. En dan laat Johannes eintlik hierso so 'n klein aapie uit die mou in terme daarvan dat hy sê, wat is die groot rede hoekom God of hoekom hy uit al die wonderwerke wat daar voor Jesus, voor die disippels gedoen het, kom Johannes en hy vat net 'n paar. En hier is nou, hierdie keer wanneer Jesus aan sy disippels verskyn, hierdie teken wat Johannes gesien, en dan sê hy baie ander voor sy disippels doen, maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Vriende, die karakter Thomas in die Johannes Evangelie lees ons ook raak in Johannes hoofstuk 11. In Johannes hoofstuk 11 is 'n gedeelte waar die berig
by die mense uitgekom het, of eintlik by Jesus en sy disippels uitgekom het, dat Lazarus baie siek is. En dan, as Jesus hoor Lazarus is baie siek, vertoef hy nog 'n bietjie, maar op die einde besluit hy om te gaan. Maar dan kom die disippels na Jesus toe en hulle sê vir hom, Here, jy kan onthou die vorige keer toe jy daar in Jerusalem was, het hulle jou byna doodgemaak. Moenie soontoe gaan nie, bly maar net liewer hierso. En dan op die ouend sê Jesus, nee, hy moet gaan, want daar gaan 'n belangrike ding gebeur. En dan is dit baie interessant, dan lees ons hier in Johannes hoofstuk 11, vers 16, dat Johannes, van al die disippels wat saam met die Here daar is, voordat hy nou sê, sal gaan, en hulle besluit om saam te gaan, dan sê Thomas, wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander disippels, hier neem my leiding, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Dit is wat in Thomas sy gedagtes aangaan. Hy het gesien wat die vorige keer gebeur het, en hy weet die Jode is besig om 'n komplot te sweer om Jesus dood te maak, die Fariseërs en al daai ouens, so as hulle hom hier by hierdie plek kry, gaan hulle vir hom doodmaak. En dan kom hierdie man van wie ons sê hy ongelowige is, kom sê vir die disippels, hoor jy ou maat, ons is hierdie man se disippels, en ons moet gaan. Kom ons gaan sterwe saam met hom, dis vir hom 'n uitgemaakte saak, en nou is dit belangrik, om dan terug te spring na 'n verhaal toe daar by die graf van Lazarus. Ons weet daar is nou baie rondom Maria geskryf, maar kom ons fokus 'n bietjie net op wat daar gebeur op die ouend by die graf. Nou moet ons onthou, Jesus en sy disippels is daar, onder andere ook Thomas. En na die vrouens getwyfel het, en gesê nee, Jesus, Lazarus slaap net, gaan Jesus graf toe en hy roep vir Lazarus uit die dood uit. En Lazarus kom uit die graf uit. En dan kry ons hierdie belangrike opmerking hierso in Johannes hoofstuk 11 vers 25, wanneer Jesus hom eintlik tot Martha bid en sê, wend en sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in aller ewigheid nooit sterwe nie. Hierdie is nogal 'n kernvers teen die agtergrond van wat Thomas gesê toe hulle aan die ander kant begin stap het op pad hierso na Lazarus se graf toe en vir die ander disippels gesê het, kom, ons gaan om te sterwe. En alhoewel Jesus hom nie pertinent hier tot Thomas wend nie, kan jy jouself maar indink dat Thomas deel van die groepie is wat daar by die graf staan, hierdie ding sien gebeur, hierdie man wat gesê het, kom ons gaan sterwe. Sien hoe staan die een wat reeds dood is, uit die dood uit op. En hy hoor hierdie woorde van die Here Jesus, en hierdie Johannes 11 vers 25 is een van die bekende versies in die Bybel. Ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe al sterwe. Thomas hoor dit, jy sal lewe al sterwe jy ook. Elkeen wat lewe en in my glo, sal in ewigheid nooit sterwe nie, Thomas. Hier sê die Here dit vir hom. En nou spring ons weer terug na wat in hoofstuk 20 gebeur. Hier in hoofstuk 20, Jesus wat gesterf het, onthou? En Thomas was een van die apostels vir wie die vrouens, Maria en die ander toe hulle die oop graf gekry het, gehardloop het en gesê, Jesus is uit die graf uit, en dan Jesus weer vir hulle gesê, maar gaan sê vir die disippels, ek het opgestaan, en dan hoor hulle, maar hulle sê, Jesus het opgestaan, en Thomas het dit nog nie self gesien. Maar agter in Thomas se kop moet hierdie woorde lê. Onthou Thomas, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterwe. En wie in my glo, sal in der ewigheid nooit sterwe. En hier is Thomas nou weer. En Thomas staan voor die Here Jesus op hierdie 8 dae na die vorige verskyning, en die Here roep hom nader. Hy sê vir hom, Thomas, kom hierso, gee my jou hand, gee my jou vingers, laat jy in my voel. En dan, as Thomas tot hierdie besef kom, dan sê hy, my Here en my God. Vriende, nou moet ons 'n oombliekie by hierdie toneelstil staan. In 'n sekere sin, as ons hierdie hoofstuk 20 in Johannes lees, is dit altyd die hoogtepunt, né? Daar waar Thomas tot hierdie belydenis kom en voor God sê, my Here en my God, hierdie tot geloof kom in die Here. En nou moet ons hierdie ding vashou vir 'n oomblik, want onthou, Johannes skryf in 90 na Christus, 'n hele paar jaar, waarskynlik in die omgewing van 40, 50 jaar na hierdie gebeurtenis, skryf Johannes aan 'n klompie gelowiges wat swaar kry. Hierdie ouens
was dalk op 'n stadium in hulle vroeë Christelike lewe op die plek waar Thomas was, kom ons gaan saam met hom en ons sterf saam met hom. Ons is bereid om saam met hierdie Here te sterf. Ons is vol vuur. Maar intussen het daar 'n paar goedjies in die Christelike kerk gebeur. Vervolging van die apostels wat gekruisig is. En toe Johannes het die langste gelewe. Met ander woorde, hierdie kerk het al gehoor van hoeveel van hierdie apostels, waarskynlik al die grootste deel van hulle is op hierdie stadium, as Johannes vir hulle hierdie brief skryf, is die grootste deel van die apostels juis al dood en meeste van hulle het dan ook 'n tipe marteldood gesterf. Hulle is in hierdie stryd oor die evangelie en dan gebruik Johannes hierdie verhaal. Wanneer hy hierdie brief stuur na hierdie gemeente en hierdie gemeente lees die verhaal van Thomas hoofstuk 11, dan gebeur daar iets in hulle van ons was ook daar. Daar was ook al baie tyd in ons wat ons entoesiasties was en wat ons gesê, maar kom ons gaan saam om te hom sterwe, ons is reg daarvoor. En dan is daar ook hierdie momente in hulle lewe wat hierdie klei voete, ek kan nie glo ten spyte van al die getuienis van alle apostels, as ek nie self aan hom gevat het nie. En dan kom die Here hom tegemoet en deur hierdie verhaal tree Johannes met hierdie skrywe tussen die gelowiges van daai tyd in en hy sê vir hulle, weet julle wat? Ons as gelowiges gaan deur baie dinge in ons lewe. Daar's fases in ons lewe wat ons soos 'n Thomas voel en ons wil sommer sê, wel, dis nou maar dit, ek vat en ek gaan saam met hierdie man sterwe. En dan is daar 'n ander fase in ons lewe wat ons nou al bietjie moeg geword het, wat ons moed verloor het, wat ons gesê het, maar dit kan tog nie wees nie. Ek sal dit nie glo as ek dit nie self gesien het nie. En dan kom die Here en wys vir hom. En hierdie verhaal gebruik Johannes dan, en as hy in hierdie gesprek wat Jesus dan met Thomas het, eintlik 'n refleksie doen na hierdie gelowiges en sê, gelukkig, salig is hulle wat glo, al het hulle nie gesien nie. Vriende, en dis waar ek en jy is. Ons gaan nie weer aan die opstanding of die opgestane Here vat soos 'n Thomas nie. Ons gaan hom nie voor die wederkoms in lewende lywe sien soos Maria en die ander apostels nie. Ons gaan nie aan hom raak op watter manier nie. En dan sê Johannes dan vir die kerk van daai tyd en vir jou en vir my, kyk 'n bietjie wat met Thomas gebeur het. En sy grootste vertwyfeling wanneer hy reg was om te sterf, sê Jesus vir hom, Thomas, wie in my glo sterf in elk geval nooit nie. Wie in my glo sal in der ewigheid nooit sterf nie. Thomas, jy het gekom om 'n aardse lewe af te lê, maar ek sê vir jou, jy het vandag gesien, in my sal niemand in der ewigheid regtig ewig sterf nie. En dan vat hy weer na die tweede verhaal toe, wat trek hy ons in hierdie tweede verhaal in, maar dan ons soms in vertwyfeling is, soms in versigtiging sit en sê, Here, as ons daarom net sou kon sien soos die disippels, as ons dalk soos Thomas net aan die kon vat, dan kom die Here na ons toe. En hier is ons is so gelukkig, sedert 90 na Christus, wanneer hierdie brief geskryf is, en sedert 33 na Christus, toe hierdie toneel van Thomas afgespeel het, is dit nou hier in 'n omgewing van 2000 jaar en 'n bietjie minder, wat geslagte gelowiges, duisende, miljoene gelowige, wêreldwyd, nie net daar in Jerusalem en Betanië en al hierdie ou plekkies wat ons hiervan lees nie, nie 'n kolletjie in die wêreld nie, maar dwars oor die wêreld tot geloof in Christus Jesus gekom het, sonder om te sien en sonder om te vat. En dis wat Johannes met hierdie evangelie wil gebruik in die vroeë Christelike kerk 90 na Christus. Wanneer hulle hierdie brief lees, moet hulle nog eens in hulle lewe sê, die Here leef. En wie in hom sterwe, kan nooit regtig sterf nie. Wie in hom glo, kan nooit sterf nie. En daarom sê die evangelie van Johannes, gebruik hy hierdie woorde van die Here Jesus Christus as hy vir Thomas sê, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog glo. En dan sê hy hierdie wondertekens is beskrywe sodat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God.
Hy sê vir ons, dis waaraan ons kan vashou. Ons kan in hierdie geskiedenis en die getuienis vashou, want na die hemelvaart, 10 dae later word die Heilige Gees uitgestort. En hierdie kom twyfelende apostels word weer net op 'n slag bekragtig met die Heilige Gees, sodat hulle hierdie waarhede kan glo. Ek dink Thomas het na die uitstorting van die Heilige Gees ook seker kon dink op hierdie gebeure van hom, die Lazarus graf, die geleentheid hier by die Betanië, en sê, joe, hoe kon ek dit nie geglo het nie? Hoe kon ek nie geglo het dat Jesus die opstanding in die lewe is nie? Skielik is daar 'n nuwe mens. En weet julle, hoekom is daardie versie so belangrik? Gelukkig is hulle wat glo, al het hulle nie gesien nie. Dit is die woorde van Jesus Christus. Hierdie een wat sê, ek gaan na my Vader toe, en ek bid vir julle. Daai Jesus sit nog steeds in die hemel, en wat doen hy? Hy bid deur die Heilige Gees werk in ons hart, en hy bid dat ek en jy hierdie wonderwerke wat 2000 jaar terug beskryf is, sal glo. En mag ons maar net dat weet. Alles so soms voel ons soos ou Thomas voortvarend, dan leer ons nuwe dinge ander keer, of ons nou 'n bietjie klein gelowig is en sê ek sal nie glo nie. Jesus stap nie weg van ons af nie. Hy stap juis nader. Hy bring weer sy evangelie. Hy sê nie vir my en jou as ek een keer getwyfel, hoor jy skeer nou maar daai stukkie waardeur ek met jou gepraat het in die Bybel uit, want jy het nie geluister nie. Hy maak met my en jou soos wat hy met Thomas maak. Hy kom weer 'n keer. Hy leer weer 'n keer. En hy leer ook sy kerk, en hy sê, gelukkig is julle almal wat glo, al het julle nie gesien nie. En vriende, ons oordenk die hemelvaart, donderdag. Daarom in hierdie week kan ons bietjie vashou aan hierdie uitspraak van die Here Jesus, as hy sê, geluksalig, gelukkig is hulle, geseënd is hulle, wat glo, al het hulle nie gesien nie. Die wêreld sal ons as Christene baie dikwels kan konfronteer en sê, maar jy Jesus gesien, hoe weet jy kan hierdie goed glo? Jesus het juis vir Thomas gesê, omdat hy geweet het hoe sy plan loop, gelukkig is hulle wat glo, al het hulle nie gesien nie. Here, baie dankie dat ons vandag net nog van die gelowiges is, van 'n groot skare gelowiges wat maar net glo, al het ons nie gesien nie. En Here, dit bly vir ons ook maar 'n vraag, hoekom ons glo. En ons enigste verduideliking in ons eie harte is, Here, dat U deur U Gees op 'n besondere manier kragdadig in ons werk, op so kragdadig, dat die werking van die Gees 'n groter uitwerking op ons het, as wat Thomas se voel en sien gehad het. Verstommend, Here, en daarom dank ons U, dat U in die alwysheid besef het, dat ons nie almal vir U ooit almal sal kan sien nie, maar dat U juis hierdie evangelie moet in die wêreld gaan ingaan, sodat mense kan glo, al het hulle nie gesien nie. Dankie vir U Gees en die woord, wat ons oortuig. En mag ons donderdag, wanneer dit hemelvaart is, sommer net eenvoudig by U voete kom sit, en saam bly wees dat U opgevaar het, sodat ons almal ook eendag by U kan wees. Amen. Vriende, 'n heerlike week vir jou verder, moet asseblief nie vergeet nie, donderdag is hemelvaart, ons het hier in ons kerk die aand 'n erediens 6uur, en ons wil daardeur ook sommer net as gelowiges saamkom en sê, Here, dit was 'n groot dag, ons het dit nie gesien gebeur nie. Dis 'n stuk belydenis wat hier plaasvind as ons hier sit. Ons het dit nie sien gebeur nie, Here, maar ons glo. En daarmee die evangelie, God se begeerte wat hy hier deur Johannes neerskryf, dat elkeen wat nie sien nie, ook moet glo, waar geword is. Ons getuies daarvan. Totsiens.